Broer en suster, jong mense en kinders, baie welkom by hierdie godsontmoeting. Nuwe lidmate en gaste, dieselfde mooi wense geld elkeen van u. Met die toestemming gaan ek die notas wat ek as 'n reël na die erediens aan u voorhou, nou aan u voorhou. Ek wys hier op die gesamentlike huisbesoek vir lidmate wat verlede week dit nie kon bywoon nie, vir wyke DW1, P2, M3 en PH, direk na afloop van die erediens hier in die kerkgebou. Hartlik uitgenooi na die aanderediens om 19 uur. As jy 'n spesiale dankoffergawe sou kon afdra ooreenkomstig die seëninge van die Here in u lewe, is dit vanoggend vir die Emeritaatfonds en vanaand vir die Montana Poort Kerkkas. U is hartlik uitgenooi vir 'n koppie tee en koffie na die erediens. En dan met blydskap 'n attestaat met mooi getuienis te kan afkondig. Ons het dit ontvang van die Gereformeerde Kerk Tabazimbi, van Suster Alida Elisabeth Erasmus, en ons suster woon in Bougainville Aftreeoord. In ons voorbidding, naas die lidmate se name wat in die poortpos vermeld is, dink ons aan Suster Margriet Joubert wat op die 3de Februarie vir mediese behandeling gaan. Ons dink aan Suster Tina Foster wat die 3de Februarie in die hospitaal opgeneem word vir 'n knievervanging operasie, met baie sterkte en genade van die Here. En dan dank ons die Here vir Jolien Smit en Suster Mimi Haarhoff wat operasies ondergaan het. Suster Jolien is reeds tuis en Suster Mimi word vanoggend in die loop van die laatoggend ontslaan. Ek het die laaste lidmaat met rede gebere verlaaste. Een van ons diakens, Suster Riekie van Jaarsveld, is nou al lank in die hospitaal. En u voorbidding vir haar, omdat Suster Riekie baie ernstig siek is. Dankie dat ek dit vir julle kan vra. Dis die een kant van die lewe, die ander kant van die lewe in sy jonkheid, in hulle jonkheid. Wil ons 'n kaartjie aan Nicolai van Rensburg gee, sy verjaar die 5de Februarie. Sy word 'n groot kind en ons is baie lief vir jou en jy moet die verjaarsdag geniet, hoor, sal jy? Nou betree ons, soos ek baie keer sê, heilige grond. En in ons toetrede tot ons ontmoeting met die Here, gaan ons Psalm 116, die Tosisberuiming, strofe 1 en 9 sing, en dieselfde melodie, dieselfde psalm, die Kloete omdigting, strofe 5 en 7. Dis 4 strofes, 1 en 9, 5 en 7 van harte, terwyl ons bly sit, en daarna die wotum en die seën van ons Here. Kom ons gee net
vir Karina kans. Psalm 116 van harte. In ons lofprysing met die woorde van ons lied, kom ons bid saam met die woorde van ons gebed. Vader in die hemel, laat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vir U aanneemlik wees. U ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met skrifberuiming 15:1. Skrifberuiming 15:1, as ons in ons psalmboeke kyk, sal ons sien die opskrif is gebed vir die kerke. Dis die beruiming van Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Ons sing dit staande saam, daarna bly ons staan en gaan ons belydenis doen van ons geloof, en voor ons gaan sit, skrifberuiming 17:2, strofe 3 en 4.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Liefdes, die Here se wet aan my en aan u afgekondig vanoggend ooreenkomstig vraag 92, Sondag 34 van die Heidelbergse Katekismus. Daarop te let, broer en suster, dat die 3de deel van die Heidelbergse Katekismus handel oor die dankbaarheid wat ons aan God vir ons verlossing verskuldig is.
En in Sondag 32 tot 52, in ons dankbaarheid, is die wet en die gebed aan die orde. En vanaand, as die Here ons spaar, 'n tweede preek oor die 10de gebod en dan die gebed. Hoor mooi, die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Na hierdie reeks prediking is u ook hartlik uitgenooi. Sondag 34, hoe lui die wet van die Here? Die antwoord, God het al hierdie gebooie aangekondig. Eksodus 20, Deuteronomium 5, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, jou seun, jou dogter, jou diensknegt, jou diensmaagd, jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod. Jy mag nie doodslaan nie. 7de, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Strofe 61, Psalm 119, en daarna bid ons saam. Ons bid saam.
ewige en almagtige God, U wat in die hoë hemele woon, in Christus Jesus naam te pleit dat U ons raak sien as gemeente by mekaar, as ons tot U nader. Sien diep in ons hart in, want Here, ons doen dit met diep ontzag. U die heilige God, die ewige, ons Vader. U wat ons leer, die lewe dra, U wat ons rig, U wat ons stuur, U wat ons roep, U wat ons bedien, U wat ons ken, U wat ons vermaan, U wat ons in Christus Jesus liefhet. U wat ons gebruik, diensknegt, diensmaagd, tot U verheerliking. Seën die bediening van U woord. As ons dit aanstonds oopmaak, miskien kan ons 'n rustige gemoed om te luister, want ons begeer om te verstaan wat U sê. Raak ons aan. Versterk ons as lidmate saam met al die gaste wat saam met ons aanbid vanoggend. Ons pleit dat U ons sal vashou, dat ons van die spoor nie dwaal. Ons bid om entoesiasme, vir dag en tyd. Ons bid Here om U genade dat ons van U sal getuig en die grootheid en die goedheid en die genade. Ons dink aan mekaar. Uit watter omstandigheid ons ook tot by hierdie erediens gekom het. Gedenk hulle Here met wie dit goed gaan, met wie dan niks verkeerd is. Ons loof U daarvoor. Dink aan hulle in wie se lewe spreekwoordelik alles verkeerd is. Wees hulle genadig. Ons loof U Here vir elkeen wat blakend gesond is. Wees ons genadig om die lewe te waardeer. Ons dink aan hulle wat neergevel is deur siekte. Maar U wat hulle ook optel. Dankie vir 2 susters in die gemeente wat na ingrypende operasies tuis is en aanstonds tuis sal wees. Dink aan Tina en Magriet, vir wat in die week op hulle wag. Ons dank U Here dat ons U genade op die pad van ons lewe kan sien, hoe dat U ons nie vergeet, hoe dat U, en daarvoor loof ons hier in ons gesamentlike gebed, vir 'n broer wat ernstig siek geword het, dat U Johan Myntjies vasgehou het. En dat hy ook een van die dae, as hy wil, by die huis sal wees. Omvou Here, Suster Rietjie van Jaarsveld,
sy baie siek is. Vir haar en haar kinders en kleinkinders haar lewe in die tyd in u hand, haar lewe vorentoe in u hand. Wees haar genadig. En nog eens pleit ons die Here, gee ons die genade om elkeen van ons se lewe te waardeer en dit te geniet. Soos die gras van die veld. Ons lê ons lewe in die hand. En ons luister na u woord. Met dankbaarheid. Om Christus Jezus ontwil. Amen. Geliefdes, die bediening van die Here se woord en daarom die Here self van die woord, soos verlede Sondag. Nog 'n keer 2 Korinte 4 uit die 2020 vertaling aan u voor te lees. En in die poortpos het ek gevra dat die van u wat 'n Bybel kon saambring, dankie dat u dit gedoen het, sodat u ons teksverse kan volg, strofe vers 7 tot en met 15, 2 Korinte 4. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die ontferming wat aan ons betoon is, daarom gee ons nie moed op nie. Ons het egter afstand gedoen van geheime, skandelike dinge en tree nie slings op nie, of verdraai die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons onsself voor God aan by die gewete van elke mens. As ons evangelie dan tog nog versluier is dit versluier vir die wat verlore gaan. Vir die ongelowiges, wie se denke deur die God van hierdie bedeling verblind is, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie oor hulle skyn nie. Ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here, en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. En hier begin die fokusverse. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Maar aangesien ons dieselfde gees van die geloof het, soos daar geskryf staan, ek glo, daarom het ek gepraat, glo ons ook en daarom praat ons. Ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en julle voor hom
sal stel. Want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God, tot daar die Here aan die woord. Nou kom 'n mens nietig aan die woord met as tekstema karaktervol gevulde koninklike kleipotte. Karaktervol gevulde koninklike kleipotte. Liewe gemeente, verlede Sondag se laaste preeksin was: sal u elke sekond van elke dag glo dat u goed genoeg is. Nie dink dat u goed genoeg is. Glo dat u goed genoeg is. En dan het gesê, en daarmee was die sin voltooi, omdat die Here so sê. En nou wil ek by u weet, u wat hier was, of kon wees verlede Sondag, het u die woordwaarheid elke oomblik, elke sekond van die week wat verby is, geglo? En het u beleef, en het u besef, dat die buitengewone krag, wat in u as 'n koninklike kleipot leef, en dis nou belangrik, nie van u self kom nie, maar van die lewende God. Het u dit besef? En beleef? Want, sê Paulus onder leiding van die Heilige Gees, te midde van die volheid van die lewe, en ek gaan nie weer daarop in nie, die volheid van Paulus se lewe in die Korinthebrief, hy het die wind van voor gekry van die gemeente, die volheid van probleme, nie van die wêreld nie, maar van die gemeente. En nou skryf Paulus, te midde van die volheid van die lewe, baie keer vol uitdagings, vol verwagtinge, vol kwellinge, vol onsekerhede, vol wat ook al, sê Paulus, ek is 'n kleipot. Paulus sê nie, luister gemeente van Korinthe, julle weet nie waarvan julle praat nie. Weet julle wat? Ek is deur die lewende God geroep. As ek praat, bly jy stil. Paulus sê nie vir die gemeente, weet julle, julle kyk verkeerd. Ek is eintlik baie oulik. Kom ek sê vir julle, hoeveel briewe het ek al geskryf vir gemeentes? Ek is 'n kleipot. Letterlik staan daar, ek is van gebakte klei. En daarom is ek vir my Here goed genoeg. Hoekom? Omdat die altyd ewige pottebakker, die lewende Here, my gevorm het, my geskep het, my in my moeder se skoot aan mekaar geweef het. Ek is 'n kleipot in die hande van my Maker. En ons het verlede Sondag gesê, onthou in die dinamiese ekwivalente vertaling staan daar, ek is maar 'n kleipot wat maklik breek. Dit staan nie in die Griekse teks nie. Hoekom nie? Omdat Paulus geweet het, dat in die omstreke van Korinthe se gemeente, daar plekke was, waar jy goeie
klei kon uithaal. Die stad Korinthe se kleipotte was kosbaar. Dit was van goeie kwaliteit. Dit was van goeie gehalte. Kom ons sê dit was duursaam. Dis jy. Maar nou, as ons Paulus se woorde op ons van toepassing maak, u en ek is nie 'n kleipot as ornament in die sitkamer van die lewe. U en ek is nie soos kleipotte leeg eers op 'n rak vergete nie. Ons vergaar nie stof. Nee, ons is kosbare kleipotte. Hoekom? Omdat die maker in hierdie kleipot 'n allerkosbare skat bære. U leef as kosbare kleipot met 'n kosbare skat in u. U is goed genoeg, glo dit. Want in hierdie jong kleipotte en daai kinderkleipotjies en in die ouer kleipotte, daar word die skat van die evangelie neergesit. En met die skat van al God se beloftes kan nie deur die lewe, kan nie deur die wêreld. 'n Onbetaalbare, pryslose skat. Die skat van u het 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. En wat u in die nuwe week deurentyd moet onthou, in u 'n kleipot woon die Heilige Gees. Paulus wil sê, ek is 'n kleipot, hoor nou mooi, wat die Here wil gebruik. Sien nie waarom skep God kleipotte? Om te gebruik. Suksesvol te gebruik. Hoekom lewe u? Omdat God u wil gebruik. Hoekom wil hy u gebruik? Omdat u goed genoeg is. En daardie goed genoeg hang nie van myself af nie. Maar, en hier kom dit en daarop fokus ek nou baie spesifiek, dit hang van u karakter af. U geestelike karakter. En daarom wil ek vanoggend vra, hoe lyk die lewe, die optrede van 'n koninklike kleipotmens? Hier is ons nou by die kern. Wat doen so 'n mens? Hoe praat so 'n mens? Hoe dink so 'n mens? Hoe leef so 'n kleipot? Geliefdes, dit gaan oor die saak van karakter.
geestelike karaktereienskappe. Karaktervol as kleipot. Karakter, wat is dit? Wat is karakter? Karakter kom van 'n Griekse woord wat letterlik beteken grafeer. Of, as jy wil, die laat van 'n merk. Met ander woorde, iemand met karakter, van so 'n persoon sê mens mos, dis nou 'n man of 'n vrou uit een stuk. Hierdie man of hierdie vrou maak 'n merk op my lewe. Maak indruk op my lewe. Geliefdes, uit my persoonlike lewe wil ek vir u sê, en almal van ons, maar kom ek sê dit, as ek hier moet besig hou met die indruk wat onderwysers op my gemaak het, sal u nie middagete geniet. Hulle het 'n merk op my gemaak. Hoekom? Omdat hulle so oulik was, omdat hulle grade gehad het. Ja, dit het meegehelp, maar omdat hulle gevulde, geïnspireerde onderwysers was. En nou weet jy, karakter hou verband met die ander groot woord, integriteit. En integriteit kom van 'n Latynse woord wat letterlik beteken uit een stuk. As mense sê Jan Kreer, as mense u naam en iemand anders sê, wat van Jan? Wat van die vrou waarvan jy praat, dat jy dat sal sê, sy is uit een stuk. Sien jy? Dis 'n kleipot in die hand van God. Die geestelike eienskappe, die geestelik gesproke kenmerke, met ander woorde, u en my aard, u en my geestelike geaardheid. En dan kort, u kan dit gaan nalees, 7 baie interessant geestelike karaktereienskappe wat Paulus noem op die speelveld van die lewe. Dit wat daardie skat in u hart tot gevolg het. 1. U lees dit in vers 7 en hier kom dit. 'n geesvervulde kleipot is vervul, is vol van die Heilige Gees en leeg van hom of haarself. En as ons dit bymekaar sit, dan leer vers 7, 'n geesvervulde kleipot is nederig. Nederig.
En dan haal ek 1 Korinte 1:31 aan waar Paulus sê, waar is die wyse man, waar is die wyse vrou, waar is die skrifkenner, waar is die redevoerders van hierdie wêreld? En dan sê hy, wie hom op iets wil beroem, moet hom op God beroem. Mag ek? Ek vra weer, mag ek? Want ek wil 'n vreeslike ding sê. Geliefdes, na my oordeel beskeie is die wêreld, en hier kom dit nou, die kerk, so vol mense, wat so verlief is op hulle eie insigte, hulle eie belangrikheid, hulle eie vermoëns, hoor nou mooi, dat hulle nie deur God gebruik kan word nie, want jy hoor oor God se genade nooit iets. Dis net ek. Broer en suster, 'n geesvervulde kleipot is nie so nie. En dan vers 8 en 9, jy kan weer gaan kyk, hoor hoe mooi, onoorwinnelik is jy. Hy bekende verse, onderdruk, maar nie oorweldig nie. Broer en suster, onderdruk. Vra vir die kindertjies wat hier sit en veral die hoërskoolleerders. Hulle sal vir julle sê die toetsreeks begin een of ander tyd nou. Ons is onder druk. U by die werk sal vir my sê die voorlegging moet in. Die dekaan soek dit en dat. Maar 'n kleipot onder leiding van die Heilige Gees word nie hierdeur oorweldig nie. Druk is nie die probleem nie, is as jy daardeur oorweldig word. Jy word nooit plat gedruk nie. Dit kom van 'n woord letterlik wat beteken ek word in die noute ingejaag. Was jy al daar? Dat hy sê, ek weet nie wat ek kan toe nie. Dis vir my hier te nou. Paulus sê, hy voel baie keer plat geslaan, en hier kom dit broer en suster, maar nooit uitgeslaan nie. Kleipot. As jy plat geslaan, deur wat ook al, jy sal nie uitgeslaan word. En die derde eienskap, vers 10 en 11, 'n geesvervulde kleipot is opofferend. En wat bedoel Paulus daarmee? Hy sê, al word wat ook al van my verwag. Hoor nou mooi, as maar die dood van Jesus, as ook die lewe van die Here Jesus, deur my sigbaar word. Dink 'n bietjie aan die week wat verby is. Is dit wat mense van julle sê? Die dood van die Here Jesus en die lewe van die Here Jesus straal uit Koos se lewe. En vers 12,
4de eienskap, hoor nou mooi, lewegewend leef. Hoor jy wat sê ek? Lewegewend leef. Want weet jy wat, broer en suster, 'n mens kan in hierdie lewe doodgaan nog voor jy gesterf het. Jy haal net asem. We gaan lees vers 12. Paulus sê, ek was bereid om fisies te sterf, sodat die Korinte lidmate geestelik kan groei. Broer en suster, deur u en my lewe is daar geestelike groei met betrekking tot die mense om ons. Met ander woorde, in vers 12 sê Paulus, die lewe van 'n gevulde kleipot se lewe wek lewe en bewerk lewe in ander mense se lewens. Of sê die mense, daar kom hy alweer. Ag, tog. Ek wil nie weer al die ellende hoor nie. Of kom daar lewe waar hy instap. 5 vers 13, getrouheid. Getrou waaraan? Getrou aan die waarheid. Want wie die waarheid van die woord glo, kan nie anders as om die waarheid te praat, te verkondig nie. As jy aankom, is nie nodig om dit wat jy nou gesê het op papier te skryf nie. Want u woord is u eer. Maar dan, ek haas my om by die 6de eienskap te kom, vers 14, want dit is so belangrik, om hoopvol te lewe. Gaan kyk, vers 14, en ek vra vir u, in die naam van Christus Jesus, het u hoop verloor? Dis 'n resente vraag. Het u hoop verloor? Om watter rede ook al. Maar kyk na Paulus wat sê hy sê hy het sy lewe op die spel geplaas. Hoekom? Omdat hy geweet het, omdat hy geglo het, die God en Vader wat Jesus uit die dood opgewek het, sal hom ook uit die dood opwek. Broer en suster, dit is wat hoop is. Hoop is, Jesus lewe en hy gaan my laat lewe. Hoop is nie hoope geld, hoope wat. Hoop is die Vader wat Jesus se graf oopgeroep het, my sal opwek. En ek sluit af, vers 15. 'n geesvervulde kleipot is 'n mens van aanbidding. Aanbidding. Daaroor is ek kort en bondig. Hoor mooi. We gaan lees hierdie vers. Hoe meer mense deur u karaktervolle lewe geraak word. Of kom ons sê, op meer mense u om Christus wil 'n merk laat.
hoe meer u koninklike kleipot lewe mense beïndruk. Hoor nou, gaan lees dit in vers 15. Hoe meer dankgebede sal in stampvol eredienste opgaan om aan God die eer te bring. Dalk is ek moedswillig. Kom ons gaan leef so in die nuwe week. Dat die kollega wat God nie ken nie, vir hy sê, hoe laat begin julle kerk Sondag? Weet jy wat? Nou is hierdie kerk en saal te klein. Karaktervol, gevulde koninklike kleipotkind. Mag ek vir jou sê, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van die ewige pottebakker, God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees lewend in u, met u wees. Amen. Kom ons dank sê. Ons aanbid u, Vader, want u praat hard en u praat duidelik. U woord is tydgerig. En ons dank u daarvoor. En dankie, Here, dat U ons elkeen wil gebruik op U manier. By die aftreeoord, by die skool, in die raadskamer waar ons as direkteure by mekaar kom. Waar ook al. Dankie dat jy ons wil gebruik in kerk en gemeenskap. En ons loof U daarvoor, Here. Dat U goed en wondersterk is. En dat U U werk deur niks laat keer nie. Stuur ons die week in vanuit die pottebakkerswinkel, die wêreld waar ons leef. Ons gebed in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, broer en suster, en ons sing Skrifruiming 14:1, se eerste strofe, daarna die uitstuurseën van die Here, en ons Amenlied, Skrifruiming 12:3, se tweede strofe.
Gaan in vrede, broer en suster, nadat u die Here se seën ontvang het. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons trooster, sy met u almal. Amen.